Goeiemôre, 'n woord van hartlike welkom aan elkeen wat ook ingeskakel is vanoggend by ons erediens. Dit is met groot hartseer dat ons eintlik kennis geneem het dat ons eredienste dan nou ook nog nie meer mag plaasvind tot en met die 15de Februarie nie. So vir die volgende paar Sondae sal ons mekaar maar weer so oor Facebook en YouTube ook ontmoet. Maar baie hartlik welkom ook, aangesien ons nie anderster kan ook vanoggend nie. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons tema vandag is gelowiges wil graag 'n Toyota Here hê. Gelowiges wil graag 'n Toyota Here hê. Ons gaan twee gedeeltes lees. Die eerste ene kom uit Markus hoofstuk 4 en ons gaan daar lees vanaf vers 35 en dan gaan ons ook uit Handelinge 27 'n paar verse lees. So kom ons begin en dan lees ons ook saam Markus 4 vanaf vers 35. Laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels: "Kom ons vaar oor kant toe." Hulle het die mense wat daar was daar laat bly en hom saamgeneem in die skei waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skeite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skei geslaan sodat die skei al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom: "Meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie?" Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see: "Hou op, bedaar." Die wind het daar gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle: "Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?" Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê: "Wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?" En dan blaai ons ook na Handelinge hoofstuk 27, Handelinge 27 en ons lees daar vanaf vers 18. Omdat ons baie swaar gekry het in die storm, het hulle die volgende dag die skip se vrag oorboord begin gooi. Die dag daarna het hulle handig ook die skip se toerusting in die see gegooi. Daarlank was die son en die sterre nie te sien nie, en het die geweldige wind voortgewoed. Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. Nadat hulle lang tyd nie meer geëet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê: "Manne, julle moet na my geluister het en nie van Krete af weggevaar het nie. Dan sou ons hierdie ramp en skade vrygespring het. Maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle, hou moed. Niemand van julle sal sy lewe verloor nie. Net die skip sal vergaan. Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van God, aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê: Moenie bang wees nie, Paulus. Jy moet nog voor die keiser verskyn. En terwille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is. Daarom hou moed, manne. Ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos hy vir my gesê het. Dit is so bestem dat ons ergens op 'n eiland moet strand." Net tot sover. Nou, my tema het julle seker so 'n bietjie aan die wonder, want hoe is 'n Toyota God dan nou? Nou, julle onthou 'n paar jaar gelede het Toyota se advertensie altyd so afgesluit van alles loop reg, altyd reg, Toyota. En dit is die God, dink ek, wat baie mense wil hê. Dis die Here wat hulle graag aan hulle kant wil hê, dat alles in hulle lewe sal regloop. En baie kerke verkondig ook so 'n God in hulle voorspoedsteologie, wanneer hulle vir mense vertel, maar die Here wil jou seën, die Here wil vir jou die beste gee, en as jy die seën van die Here wil hê, en jy wil hê die Here moet met jou laat goed gaan, dan moet jy dit en dat doen, en dan sal dit so met jou gaan. En kyk nou maar net na die ouens wat so ryk is, en wat sulke goeie lewens het. Dis die Here se seën wat op hulle rus. Nou, broers en susters, ek lees dit nie regtig in die Bybel, dat die Here net daar is om dit vir ons te laat goed gaan nie. Dat die Here se enigste doel is om ons te seën en te sorg dat dit altyd met ons goed gaan nie. Want slegte dinge gebeur ook met gelowiges. Gelowiges word ook die slagoffer van misdaad. Gelowiges word ook siek, kry ook COVID en gaan selfs dood daaraan. Gelowiges gaan ook deur egskeidings en deur huweliksprobleme.
Gelowiges speel ook bankrot en verloor hulle werk. Natuurrampe tref alle mense, gelowiges ingesluit. Baie keer word mense ontnigter, en dan dink hulle, of jy sal hoor dat hulle sê, maar ek het nooit gedink, so iets sal met my gebeur nie. En hoekom, broers en susters, mag slegte goed nie ook met ons gebeur nie? Ons wil graag hê dat die Here 'n God moet wees, wat aan my kan staan, wat my probleme vir my ook sal uitsorteer, as hulle verskyn. Nou, ons het 2 gedeeltes gelees vanoggend, albei gaan oor 'n storm. Die eerste een in Markus 4, gaan Jesus en sy disippels en hulle vaar op die see van Galilea na die ander kant toe van die meer, en dan terwyl hulle op hierdie tog is, dan kom daar 'n groot storm op die see op, wat maklik gebeur op die see van Galilea. Jesus gaan lê so 'n bietjie op die agtersteewe van die boot en gaan slaap, en dan word hierdie storm geweldig, en so mate dat die disippels is, so bang, in so mate dat die disippels bang is, hulle gaan dood. En dan maak hulle vir Jesus wakker, en hulle vra vir hom hierdie verwytende antwoord: Here, maar gee nie om dat ons vergaan nie. Gee nie om vir ons nie. Is dit nie hoekom ons baie keer ook dink, broers en susters, wanneer slegte dinge met ons gebeur, dan dink ons, hoekom het die Here dit nou met my laat gebeur? As die Here nou vir my lief is, en hy's 'n God van liefde, hoekom laat hy hierdie slegte goed in my lewe toe? En dan staan Jesus op, en met 'n paar woorde kalmeer hy die storm. En weer eens is die disippels verbaas, as hulle vra, maar wie is hy? Wie is hy dat selfs die natuur na hom luister? Dis die God wat ons graag wil hê. 'n God wat opstaan as ons hom roep. 'n God wat intree in ons moeilikheid, in ons probleme, en vir ons die storm en die see ook laat bedaar. Die tweede gedeelte wat ons gelees het, hier in Handelinge 27, sien ons vir Paulus, wat op 'n boot is. Paulus is op pad na Rome toe, as 'n gevangene. En op hierdie tog van hulle wat het goed begin. Dit sien ons vanaf vers 13, dat dit kalm was, en dat dit alles goed gegaan het, en skielik steek daar hierdie sterk wind, die Eurakilon, op, en tuister hulle. Nou, broers en susters, as 'n wind 'n naam het, dan moet jy weet, dan het jy moeilikheid, as jy in hom vasgevang word, want dan is dit 'n berigte wind. En is presies wat hier gebeur. Hierdie wind veroorsaak 'n groot storm, op die Middellandse See, en in so mate dat die matrose heeltemal beheer oor die boot verloor. Hulle kan nie meer die boot beheer nie, en die see en die golwe slaan hulle heen en weer. Hulle word so bang dat hulle begin om selfs van die toerusting van die boot en van die vrag oorboord te gooi. Later het hulle selfs toue om die boot begin bind om sy boeg om die houte bymekaar te hou. Hulle het selfs 'n anker probeer uitgooi, maar niks het gewerk nie. En dan lees ons dat hulle alle hoop verloor het om gered te word. Alle hoop verloor het. En tog is Paulus op hierdie boot. Paulus, wat die meester van die see en van die heelal ken, hy is op hierdie boot. Jesus is nie hier nie, en Jesus bedaar nie die storm nie. Jesus maak nie hierdie storm stil nie. Hy laat hulle hier deurgaan, maar hy gebruik vir Paulus. En dan sien ons 2 merkwaardige dinge raak. Paulus wat opstaan en iets sê. Maar nou moet julle onthou, Paulus is 'n gevangene. Hy is 'n nobody. Hy is in boeye. Hy het geen gesag nie. Niemand gaan na hom luister nie. En tog is dit hy wat opstaan en sê, manne, hou moed. Niemand sal sy lewe verloor nie. 'n Engel het aan my verskyn gisteraand en vir my gesê, ons sal almal veilig wees. Die boot sal vergaan, maar niemand van ons sal sy lewe verloor nie. En skielik luister die bemanning na hom. Want dit is tog merkwaardig hoe enige storm, enige ramp 'n gelykmakende faktor is.
Storms tref die rykes, die armes, die middelklas. COVID tref nie net die armes, of net die middelklas, of net die rykes nie. Dit tref almal. Natuurrampe gebeur met almal. En in hierdie gelykmakende krisis, kry Paulus sy gesag en sy stem, en praat hy namens die Here met hierdie heidense bemanning, hierdie soldate wat hom moet oppas, vir wie hy eintlik moet vrees. En hy sê vir hulle, hou moed. Ons sal veilig wees, te midde van hierdie storm. Die tweede ding wat ons hier raak sien, is dat Paulus is begaan oor hierdie heidene se lewe. Hierdie soldate wat hom seker al sleg behandel het, en wat seker voor die reis nou nie om rondgestamp het en dalk hom al geslaan het. Hy is besorg oor hulle. Hy kon dit maar net gelos het en laat die ouens maar net maak soos wat hulle goed dink. Maar hy wil nie hê dat hulle verlore moet gaan nie. Hy wil nie hê dat hulle moet doodgaan nie. En hy tree ook vir hulle in. Is ons nog besorg, broers en susters, oor mense in hierdie wêreld, mense wat verlore gaan, mense wat dalk nie soos ons lyk of soos ons dink nie, of dalk soos ons voel nie? Is ons nog besorgd oor die heil van mense? Is ons besorgd oor die heil van ons kinders? Ons kinders se veiligheid, hulle fisiese veiligheid is elke ouer se hoogste prioriteit. As iemand aan jou kinders vat, is daar moeilikheid. As iemand iets aan jou kinders doen, dan spat die vonke. Maar gee ons om vir ons kinders se heil. Leer ons kinders nog van die Here. Wil ons graag hê dat ons kinders ook gelowiges moet word. Die Here ook moet vertrou, die Here ook deel moet maak van hulle lewens. In die een verhaal maak Jesus die storm stil. In die ander verhaal doen hy dit nie. Maar daar's een ding, broers en susters, wat ons hieruit leer is, die Here is by ons in elke storm. Hy was saam met die disippels in daardie storm. Hy het nie op die kant gestaan en hulle moed ingepraat nie. Hy was nie fisies by Paulus hulle nie, maar in die gees was hy daar, en in die gees het hy vir Paulus bemoedig en vir hom gesê wat om te sê. Hy maak nie die storm stil nie, maar hy's by hulle. En dit gee vir my moed. Dit gee vir my moed in hierdie storm van COVID waarin ons is. In hierdie ekonomiese storm waarin ons is. Gee dit vir my moed dat ek weet, die storm gaan nie dalk noodwendig oor nag verdwyn nie. Maar die Here gaan nêrens nie. Hy staan by ons. Luister wat sê Paulus ook op 'n ander plek in Romeine 8, vanaf vers 38 en 39. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Jy sien, broers en susters, dit gee vir my hoop. Dit beteken nie dat ons storms oornag gaan ophou nie. Dat dit gaan bedaar so skielik soos in Lukas 8 en Markus 4 nie. Maar dat die Here by my is in hierdie storm. Dat hy sal gee dat niks my ooit van hom sal skei nie. Dit gee vir my hoop vir enige storm. Maak nie saak hoe ewig daardie storm is nie. Dit gee my moed vir 'n tyd soos COVID. Dit gee vir my moed in 'n tyd wanneer dit met ons sleg gaan. Dat hy daar by ons is. Kyk 'n bietjie na die volgende sinsnede. Wat staan hier? Hier staan, Jesus is Here. Maar as jy dit in Engels lees, dan staan daar, Jesus is here. En dit, broers en susters, is die hoop wat ons het. Dat Jesus is die Here oor alles, maar Jesus is ook hier. Mag julle ook sy teenwoordigheid ervaar, in die storms wat julle dalk deurgaan in julle persoonlike lewens, of in die storms wat julle deurgaan in siekte, of in
of in die tyd wat julle het in COVID, mag die Here vir julle verseker van sy teenwoordigheid. En mag hy vir ons elkeen ook deur hierdie tyd dra, en dat ons ook aan die ander kant sal uitkom en sê, Here is nie net 'n God wat daar is om dit met ons te laat goed gaan nie, maar hy is in elke storm ook by ons. Amen. O Here, baie dankie dat U altyd by ons is. Here, al ervaar ons baie keer dat U ver is. Al voel dit vir baie keer vir ons of U vir ons vergeet het. Of dinge net te veel raak, dat ons ook soos hierdie bemanning alle hoop baie keer verloor en alle hoop laat vaar om gered te word. Weet ons, U is by ons. En dit gee vir ons moed, dit gee vir ons hoop om aan te gaan. En hierdie hoop, Here, is in U, wat hemel en aarde gemaak het. En nie ons eie menslike vermoë of ons hoop dat U dinge sal laat beter gaan nie, maar 'n hoop wat 'n sekerheid het in wie Jesus is. Dankie dat U Here is, en dankie dat U hier is. Amen. Nou, broers en susters, na die president se aankondiging maandag aand, beteken dit nou ook dat ons nie verdere eredienste kan hê tot en met die 15de Februarie nie, en dan sal ons maar hoor wat die aankondiging daaroor is. So, daar gaan nou geen eredienste wees in ons kerkgebou tot en met daai tyd nie. Dit sluit nou natuurlik alle godsdienstige byeenkomste in. Daar gaan geen Bybelstudies wees nie, geen sonnaarskool, geen klein groepe, tot ons weer vir U laat weet dat al hierdie dinge ook weer 'n aanvang sal laat neem. Kyk gerus ook na die afkondigings hierna en bid ook vir die mense wie se naam hier is, en ondersteun tog ook ons kerk ook weer in hierdie tyd, en baie dankie vir almal wat dit doen en wat so getrou daarmee is. Ons dankie. Mag dit vir die wonderlike en 'n baie geseënde week wees. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen. In sy teenwoordigheid is my gebed vir jou, lewe voluit elke dag. Ja, neem ons Here saam en leef jou mooiste droom. Hierdie alles bid ek jou nou toe. Ek sal gedurig bid, ek sal gedurig bid vir geluk en vrede, vir geloof en krag. Al dryf die lewe ons so dikwels uit mekaar, is my belofte nou, ek sal vir jou bly bid. Wanneer daar swaar kry kom en jou hartstukken breek en hartseer maak dat jy Jesus vergeet, wanneer jy elke tree so sonder sy liefde gee, daar die hele tyd bid ek net vir jou. Ek sal gedurig bid, ek sal gedurig bid, dat 'n nuwe dag weer vir jou aanbreek. Al maak die lewe seer, solank jy net onthou